Gewaardeerde kijkers, pastoor Frans Weerberg van die Kruis Triomfeer Bediening. Ek groet in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons zaligmaker, ons komende koning. Ek vertrou, ek vind u in gesondheid, liggaam, siel en gees, met 'n reikhalsende verlange na die wegraping van die kerk van Jesus Christus. Op een van my groepe het iemand gesê dat ons is so wêrelds ingestel dat ons nie voorsorg maak vir die wêreld hierna nie. Het iemand daarop geantwoord, maar ons moet tog ook nog bewus wees van hierdie wêreld en ons voorsorg in hierdie wêreld. So daarop het ek geantwoord, ek hou daarvan, terwyl ons voorsorg maak vir die wêreld wat kom, moet ons sorg vir die wêreld wat is. Hulle het vir Spurgeon gevra, as hy weet dat die Here môre sal kom, wat gaan hy vandag doen? En hy het gesê, ek gaan 'n boom plant. Want 'n boom het 'n langdurige toekoms. Wys uit na die verwagting van die toekoms. Ek verwag die wegraping enige oomblik, omdat die Bybel so sê. Maar omdat ek in hierdie wêreld geplaas is, met 'n doel deur die Here, funksioneer ek in die wêreld met dit wat ek moet doen, en dit sluit nou in jou bediening, dit sluit in jou gewone sekulêre werk, dit sluit in jou huisomstandighede, dit sluit in dit waarmee jy in hierdie wêreld betrokke is. Is jy mee betrokke asof dit nooit sal ophou nie. Asof dit hierdie wêreld nog 1000 jaar sal hou. En hy gaan nog 1000 jaar hou, want daar moet nou nog dinge kom en wegraping en die groot verdrukking en die 1000 jaar van vrede waarin ons baie te doen gaan hê. Nou het ek vir iemand gesê, dis dan vreeslik, ons gaan weg met die wegraping, ons is 7 jaar in die hemel, en dan kom ons terug na hierdie aarde toe. Ons kom terug om deel te wees van die regering van ons koning. Kom ons bid. Vader, ons sê vir u dankie dat ons 'n geleentheid het om nou op hierdie oomblik aan hierdie kant van die graf na u woord te kyk, u woord te kan ontdek en te kan hoor wat die Gees vir die gemeente wil sê. Ons loof u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Gewaardeerde kyker, hierdie is nommer 9 van ons reeks oor 1 Petrus. En ons gaan vandag begin by vers 5. Maar ek wil net so 'n bietjie teruggaan na vers 4 toe. Vers 4 het ons baie mooi oor gepraat, ons het lank daaroor gepraat, waar hy sê, kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. Op 'n ander plek lees ons wat die apostel Paulus sê, dat die prediking van die kruis wel dwaasheid is vir hulle wat verlore gaan. Maar vir ons is dit 'n hoop tot heerlikheid. Vir ons is dit die wanneer ons kyk na die kruis van Jesus Christus, en ag, jy weet, in hierdie tyd, wanneer ons praat van die kruis, ons nie van die ou houtkruis praat, die splinters ons praat van die boodskap van die kruis, dit wat Christus, Jesus, op die kruis van Golgotha gedoen het. Kom na hom toe, die lewende steen. En nou gaan ons verder met vers 5. Hy sê, en laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis. Laat julle ook soos lewende stene opbou. Lewende stene. Ek hoor baie keer sê mense, wanneer hulle in 'n kerkgebou is, dan sê hulle, welkom in die huis van die Here. Ek wil net vir julle sê, daar's nie so 'n ding van welkom in die huis van die Here nie. Daai gebou is nie die huis van die Here nie. Luister mooi wat ek sê afbreekend nie. Daai gebou is 'n gebou, dis 'n aanbiddingsentrum, dis 'n plek waar die kerk by mekaar kom, dis 'n plek waar die huis van die Here by mekaar kom. En ek het vir jou goeie nuus. Jy is 'n lewende steen. Kyk mooi hoekom ek sê, daai woorde verduidelik alles. Hoekom ek sê dat die gebou is nie die huis van die Here nie. Want die gebou is gebou met dooie stene. Gebou is gebou met absolute
sementblokke, kan mens maar sê, en geverf. Daar baie keer is hy nie eens mooi nie. Maar ek wil vir julle sê dat wanneer ons kyk na die huis van die Here as lewende stene, dan word hierdie huis 'n pragtige plek. En hierdie huis van die Here kom by mekaar by die aanbiddingsplek. En weet jy, ek het nog nooit by 'n kerk of 'n muur of 'n gewone huis verbygestap. En ek het gehoor dat die stene mekaar beskuldig. Ag, kyk hoe grof is jy. Ag, jy's half skeef. Ag, jy's nie so mooi geverf soos ek nie. Het jy dit al gehoor? Nee. Jy hoor nie dat die stene teenoor mekaar kla nie. Dit klink nou 'n snaakse voorbeeld. Maar weet jy, wanneer jy by die liggaam van Christus verbystap, jy stap verby hierdie lewende stene. Hy sê, en laat julle ook soos lewende stene opbou. Dan hoor jy die een steen net dit te sê oor daai steen. En daai steen dink hy's mooier as die ander steen. En hierdie steen sê, dink daai een is meer gekraak. En hierdie een het meer foute en daai meer foute. Maar wat ons nie besef nie is dat ons 'n lewende stene is in 'n lewende liggaam wat saam groei, saam groot word in Christus totdat ons die volmaakte grootte van Christus bereik het. U is 'n lewende steen. U is nie sommer net daar geplaas nie. U is nie sommer net, laat ek dit so stel, mens kan u ook nie sommer uithaal en weggooi nie. Want u is 'n lewende steen wat opgebou is in Christus tot 'n geestelike huis. Sien jy die woorde? Die kerkgebou is nie die huis van die Here nie. Jy is die huis van die Here. Nou wil ek jou vra, hoe gedra jy jou daar buite? As jy besef dat jy is die huis van die Here, en jy besef dat jy's 'n lewende steen in hierdie huis, en jy besef dat jy's deel van 'n geestelike familie, hoe gedra jy jou in die wêreld? Dis die vraag wat hier uitkom. Hoe gedra jy jou in die wêreld? As 'n lewende steen, pragtig in Christus ingevoeg in die familie van God, met 'n stralende gesindheid, waar jy Christus se liefde, Christus se wese uitstraal. Johannes sê op een plek, 1 Johannes, hy sê, hy wat sê dat hy aan Christus behoort te wandel soos wat Christus gewandel het. En nou maak Petrus dieselfde stelling. Kom, ek lees dit weer vir u. Hy sê vers 4, kom na hom toe, die lewende steen. Christus, die lewende steen. Wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. Christus, die lewende steen. En net die volgende vers sê, en laat julle ook soos lewende stene opbou. Soos Christus. Die skrif sê, ek is in hierdie wêreld soos Christus in hierdie wêreld was. Ek is nie 'n God soos wat die woord of 5 ouens sê nie, 'n klein gooitjie nie, maar ek is 'n lewende steen wat in hierdie wêreld diens doen. Hoe gaan die wêreld anderste van Christus weet as wat hulle in jou kyk en jou sien? Dink 'n bietjie daaroor. Jimmy Swaggart het baie mooi gesê, hy sê, jy is dalk die enigste Bybel wat die wêreld ooit sal lees. En dan vra ek die vraag, wat staan in jou? Wat staan in jou geskrywe? Ongeduld? Baie van ons sukkel daarmee. Baie van ons het elke dag die genade van God nodig om ons geduld in gedagte te hou, in bedwang te hou. Maar nou vra ek jou, wat staan in hierdie Bybel wat die wêreld in jou lees? 'n Slegte gesindheid? Of 'n ongeduldigheid in die werkplek? Of lees hulle in jou
Christus. Christus. Sien hulle 'n verskil in jou lewe? Jy wat tot bekering kom, wedergeboorte deelagtig geraak het. Is daar 'n verskil? Is daar 'n beweeg van 'n ou gewone sandsteen, sement, baksteen na 'n lewende steen? As jy in 'n kerk opstaan en jy bid die sogenaamde sondaarsgebed, beteken dit nog glad nie dat jy is gered, wedergebore kind van God nie. Maar wanneer jy daar uitstap nadat jy daai gebed gebid het, en daar is 'n radikale verandering in jou lewe. Jy het verskriklik gevloek, nou vloek jy nie meer nie. Jy het verskriklik geskinder, nou skinder jy nie meer. Jy het verskriklik afbreekend gepraat van almal, nou doen jy dit nie meer nie. Ja, ons as kinders van die Here is nie volmaak nie, jy het nie in een oomblik van alles ontslaag geraak nie. En baie keer sit jy 30 jaar en jy sukkel nog met dieselfde probleem. Maar weet jy waar lê die verskil? Luister vir my kind van God. Weet jy waar lê die verskil? Nie dat die sondaar sê jy meer verloor en ek verloor my meer en dit is 'n sonde nie. Die verskil lê daarin as die sondaar sê jy meer verloor, is hy nie, voel hy nie ongelukkig daaroor nie, is hy nie berouwvol nie, dit gaan by hom verby. Maar weet jy, as 'n kind van die Here sê jy meer verloor, en u weet, ons kan uit ondervinding praat, almal van ons, dan voel jy sleg, hier in jou binneste voel jy, ag Here, wat het ek nou alweer aangevang? Hoekom het ek nou alweer my mond oopgemaak? Hoekom het ek nou alweer 'n ding gesê wat kon gebly het? Jy voel sleg daaroor. Dan sê die 1 Johannes 1 vers 9, dat as ons sonde bely, want dit is sonde. Kom ons praat reguit. As jy skinder, dis sonde. As jy jou meer verloor, is sonde. As jy jou medemense en jou mede-Christene verkeerd behandel, dis sonde. Maar as ons dit bely, sê hy is getrou en regverdig om ons te reinig van alle sondes en van alle ongeregtigheid. Halleluja, halleluja. Daar's vergifnis aan die regte kant van wedergeboorte. Hoor wat ek sê. Daar's vergifnis aan die regte kant van wedergeboorte. Ons het te doen met 'n God wat genade het. En weet jy hoekom sê ek ons het te doen met 'n God van genade? Omdat hy vir ons sê, Christus is die lewende steen, en dan stel hy ons as te ware gelyk met Christus, en hy sê, julle moet dan ook lewende stene wees. In Christus is ek 'n lewende steen. In Christus is ek meer as 'n oorwinnaar. In Christus kan ek my meer bedeel. In Christus kan ek sagmoedig wees. In Christus kan ek 'n beeld uitstraal na buite, wat noodsaaklik is vir my getuienis na buite. Kom ons kyk verder na die skrif. Ons het gelees, laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom. Ja, 'n heilige priesterdom. Kan ek dit herhaal? As ek na jou kyk, wat na my luister, en ek kan seker name noem, want ek weet wie van my vriende kyk hierna. Is jy 'n heilige priesterdom? Is jy deel van 'n heilige priesterdom? Heilige. Nie skynheilig nie. Ja, Hebreërs sê ons moet skynheilig wees. Hebreërs sê ons moet die heerlikheid van God uit ons laat skyn. Daar moet 'n heilige skyn uit ons uitkom. Maar eintlik wat hierdie woord beteken, heilige priesterdom, beteken afgesonderde priesterdom. Ek is afgesonder vir Christus. Ek is afgesonder vir God. Ek is afgesonder vir die Heilige Gees. Ek het nie nodig om toe te laat dat die duiwel my gebruik nie. As ek 'n heilige priesterdom is, deel van 'n heilige priesterdom, dan is ek in beheer deur die krag van die Heilige Gees. En omdat ek in Christus is ek in beheer van hierdie priester. Nie die duiwel nie, nie my buurman nie, nie my vrou nie, nie my kinders nie.
Hulle is nie in beheer van hoe ek optree nie. Hulle is nie in beheer van hoe ek dinge ervaar nie. Hulle is nie in beheer van hoe ek dinge doen nie. En so ook ek nie hulle nie. Ons is nie daar om mekaar rond te skuif soos pionne op 'n skaakbord nie. Ons is daar om as lewende stene in mekaar in te pas, en mekaar vas te hou, en mekaar te ondersteun, mekaar te onderskraag. As jy 'n probleem het met jou pastoor, praat met hom, nie met die ouderling nie. As jy 'n probleem het met jou buurman, praat met hom, nie met jou vrou nie. As jy 'n probleem het met enige persoon in die liggaam van Christus, praat met hulle. Ons het die reg om met mekaar te praat en probleme uit te sorteer. Maar ons is so geneig om te sê, het jy alweer gehoor? Broer so en so het alweer dit gedoen. Gaan praat met hom. Ek wil nie, jy moet my ore asblikke maak nie. Maar hy sê hierso, kom ons lees dit weer, 'n heilige priesterdom. Broer, suster, kyk dat jou lewenswandel Christus verheerlik. Nou sê hy, om geestelike offers te bring. Ons offer nie. En nou gaan ek dit sommer reguit vir u sê. Jou geld is nie 'n offer. Ek hoor baie mense sê, bring julle offergawes. En ja, die woord staan in die Bybel, maar wat ek probeer sê is, baie van ons dink dat dit wat ons gee, ons geld, ons tyd dis offergawes. Nee, hy sê geestelike offergawes. Met ander woorde, ons moet aan Christus gee, aan God welgevallig is. Met ander woorde, wat gee jy? Gee jy 'n onrein hart? Gee jy 'n ongeduldige hart? Gee jy 'n hartvogtigheid? Of gee jy 'n sagmoedig? En wanneer ons hierdie offers gee, dan gee ons dit aan die liggaam van Christus. Met ander woorde, wanneer ek my broer, wat swakker as ek is, hoër ag as myself, en ek kan met hom genade betoon, deur geduldig te wees met hom, dan is dit geestelike gawes, wat welgevallig is, in die oë van God, deur Jesus Christus. Verstaan jy wat ek probeer sê? Offers is nie, ek gooi my R20 in die offerbakkie nie. Offer is, ek verdra daai suster, waarvan ek nie hou nie, met liefde. Offer is, ek probeer nie altyd my wil afdruk, op die vergadering, of op die omstandighede, of op die wat om my is. Offer is, ek staan 'n bietjie terug, en ek luister. Ek praat nie net en ek wil my eie ding doen nie. Offers wat welgevallig is vir God, deur Jesus Christus. Nie deur my goedheid nie, nie deur my krag en my genade nie, nie deur omdat ek so smart is, en ek het so baie dinge gedoen, en ek het die gedoen, en ek het daai gedoen nie. Nee, deur Jesus Christus, wat aan die kruis van Golgotha vir my gesterwe het, vir my begrawe is, vir my opgestaan het, en aan die regterhand van God sit waar hy vir my intree, as my hoëpriester. Het jy al aan gedink? Wat Christus gedoen het, het hy vir jou gedoen. Wat Christus gedoen het, het hy vir jou en vir my gedoen. Kom maar lees die versie weer. En laat julle ook soos lewende stene opbou, tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, wat geestelike offers bring, wat aan God welgevallig is, deur Jesus Christus. Nou ek gaan vers 6 gou vir julle lees, maar ons gaan nie vers 6 nou behandel nie, dis met die volgende uitsending. Vers 6 sê, en hy verwys terug na vers 5. En hy sê, daarom staan dit ook in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo, sal nooit beskaam word. O, halleluja, ek sien uit na die volgende uitsending, wanneer ek hieroor kan praat. Maar ek wil net vir jou sê, as jy in hierdie hoeksteen glo, sal jy nooit beskaam word nie. Nooit, nooit, nooit. Want maak nie saak wat die wêreld van jou sê nie.
Maak nie saak wat mense van jou dink nie. Maak nie saak omstandighede nie. Christus Jesus, of laat ek my woorde effens draai, die Vader, deur Christus Jesus, staan aan jou kant. Baie dankie Here dat ons kan weet, dat ons nooit beskaam sal wees nie, dat U vir ons deurdra en krag gee en opbou, en dat ons gelei word deur die Heilige Gees. Ons loof U daarvoor, in Jesus naam. Amen en amen. Gaan en wees 'n heilige priesterdom. Mag hy met U wees tot ons weer gesels. In Jesus naam. Amen en amen.